Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Matteus hoofstuk 26, vanaf vers 47 tot 56. Nou, soos julle sal onthou, het ons in die voorafgaande gedeelte gekyk na die instelling van die nagmaal deur Jesus. En daarna is Jesus saam met sy disippels na Getsemane, waar ons gelees het dat hy 3 maal tot sy Vader gaan bid het. En aan die einde van sy derde gebed, sê hy dan in vers 46 aan sy disippels: "Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai." In vers 47 lees ons dat terwyl Jesus nog gespreek het, Judas met 'n groot menigte by hulle aangekom het. En soos die gebruik van die tyd was, sien ons dat Judas vir Jesus met 'n soen groet. Maar die keer was dit nie omdat hy bly was om Jesus te sien nie, maar eerder as bevestiging aan diegene saam met hom, dat hulle beslis die regte persoon in hegtenis sou neem. Johannes 18, verse 1 tot 9, gee vir ons belangrike addisionele inligting rondom die inhegtenisname. En in vers 4 van Johannes 18 lees ons: "En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle?" Jesus het hierdie woorde vir ten minste 2 goeie redes gespreek. Eerstens, wou hy graag sy disippels beskerm en daarom seker maak dat enige potensiële konflik tot hom gerig sou word. En tweedens, wou hy dat Judas en sy gevolg self hulle intensies bekend maak aan almal teenwoordig. In vers 6 van Johannes 18 lees ons dan dat Jesus homself aan hulle bekend maak met die woorde: "Ek is." Dieselfde woorde wat die Vader teenoor Moses gespreek het in Eksodus 3 vers 14. En nadat Jesus homself bekend maak aan Judas se gevolg, sien ons dat die soldate en die dienaars van die Fariseërs almal op hulle knieë voor hom val, want daar was soveel krag in sy godheid dat niemand staande kon bly nie. Die Bybelkommentator John Trapp sê dat ons Heiland in hierdie oomblik slegs 'n klein straaltjie van sy godheid laat skyn het, en dit het 500 man voor hom laat neerval. Hierdie is meer as genoegsame bewys aan ons dat Jesus derentyd in beheer was. Geen mens hoef te dink dat Jesus die slagoffer van omstandighede was nie. Hy was in hierdie oomblik net besig om die finale deel uit te leef van dit waarvoor hy aarde toe gekom het. In vers 50 van Matteus 26 sien ons dan dat Jesus gearresteer word, nadat almal voor hom gebuig het. En dit is eintlik verstommend om te dink dat die manne braaf genoeg was om voort te gaan met die arrestasie, na dit wat pas gebeur het. Maar as ons onthou dat dit alles deel was van God se bonatuurlike plan, maak dinge beslis meer sin. In vers 51 lees ons die bekende gebeurtenis waar Petrus sy swaard uithaal en die oor van die dienskneg van die hoëpriester afkap. Wat 'n verwarrende oomblik van tyd moes dit net nie gewees het nie. Want Petrus dink hy doen goed, maar Jesus berus by hom. Dink jou in wat die soldate moes dink in daardie oomblik, want minute voor dit was hulle nog knielend voor Jesus gewees, en hier staan hulle nou gereed om hom te arresteer, maar intussen herinner Jesus vir Petrus dat dit alles moes gebeur, want anders sou profesie nie vervul kon word nie. En dit laat my net weer besef dat ons slegs ten dele verstaan. Die disippels het die Ou Testamentiese profesieë geken, en steeds het Petrus nie heeltemal gesnap wat besig was om te gebeur nie. Jesus sou homself kon verdedig in daardie oomblik, sou dit nodig wees. En dis hoekom hy vir Petrus in vers 53 sê, dat hy tot sy Vader kon bid, en dat sy Vader vir hom 12 legioene engele sou stuur. Maar wat sou dit die mensdom gebaat het, as Jesus nie gesterf het nie? So, kom ons kies vandag
om nie in die vlees op te tree soos Petrus nie. Want Petrus het net 'n bloederige gemors gemaak wat Jesus in elk geval weer moes regmaak. Maar wanneer ons kies om in die Gees te wandel, sal ons Vader wat in die hemel is, sy wil aan ons begin openbaar maak, sodat ons verby ons tydelike uitdagings kan kyk en kan begin vashou aan 'n perfekte ewigheid saam met hom. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.